Goeiemôre almal, wie se groet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vandag te kan aangaan met ons reeks oor vyande in ons lewens. Ek wil net weer eens vir julle baie dankie sê dat julle die tyd neem om hierdie sielskos te ontvang. Nou, ek het vroeër die week het ek 'n poll gemaak want ek wil bietjie begin meet oor watter taal die mees populairste is. En ek sal hierdie naweek sal ek dan nou 'n finale besluit maak, maar om vir julle te sê sover is dit ewe. So ons gaan 10-10-1 gaan ons nog steeds aangaan met die Afrikaans en Engels, maar ek wil net vir julle vra om asseblief net geduldig met my te wees in die Engels. Ek probeer my bes met die Engels, maar baie dankie weer eens dat julle die tyd neem om saam met my die wonderlike woord van Jesus te stap. Nou, vandag wil ek met julle praat oor iets wat ons vriend kan wees. Ja, dit kan ons vriend wees. Maar, as dit nie reg hanteer word nie, is dit ons vyand. En wat is dit? Emosies. Ja, my boetie en sissa, emosies kan jou vyand wees. Hoekom? Want emosies is baie keer vinniger as jou verstand. Eina, nee, dis 'n eina een, maar dis die waarheid. Mense emosies het die manier om so vinnig weg te hardloop, so vinnig op te vlam. En dan dink jy eers na die tyd, in plaas van om eers te dink. En dit is ook hoekom het belangrik is om stadig te praat en meer te luister. Want as jy luister, dan kan jy 'n meer ingeligte besluit maak. Maar as jy eers gaan praat en dan wil luister, dan is dit wanneer die emosies vlam vat. En my boetie en sissa, emosies het regtig die manier om baie keer te maak dat die lelike in jou uitkom, die lelike kant van jou uitkom. En dit is nie wat een van ons wil hê nie. Ons wil nie hê dat ons emosies met die hoërhand kry nie. Ons wil eerder met ons verstand dink. En dis hoekom dit so belangrik is, dat wanneer ons in 'n situasie is, om eerder 2 keer te luister en 1 keer te praat. Ek meen, die geleerdes sê nie verniet, ons het 2 ore gekry en 1 mond nie, want die 2 ore simboliseer dat jy moet 2 keer meer luister en 1 keer praat. My boetie en sissa ook, wanneer emosies opvlam, veroorsaak dit so baie konflik en dit veroorsaak baie keer 'n onnodige bekleierery. En kyk, mag 'n mens kwaad word? Ja, natuurlik mag jy kwaad word. Ek meen, ons is mens. Maar wat sê die woord? Moenie dat die toornigheid opvlam nie. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat moenie dat daai emosies lelik word nie. Moenie dat die lelike uitkom nie. Ek meen, 'n mens kan iets hanteer in 'n ferme manier, 'n mooi manier. Dis nie nodig dat jy moet skel en vloek nie. Dit is so belangrik om altyd net te vra vir die Gees om my te lei. Lei my in hierdie situasie. Ek het ook al baie situasies gehad. En ek moet vir julle sê, daar was tye wat my emosies 'n bietjie vinniger gepraat het as my verstand, maar dan moet ek ook weer sê, in die laaste jaar is my verstand 'n bietjie vinniger as my emosies. Ja, mens dink baie dinge, en ek gaan maandag daaroor bedien, oor hoe gedagtes ook 'n vyand kan wees. Maar vandag praat ons oor emosies, en ek wil graag hê julle moet Efesiërs 4 gaan lees. Daar hier vanaf vers 27 wat daar staan, word kwaad, maar moenie sondig nie. Moenie dat die son sak terwyl jy kwaad is nie. My boetie en sissa, dis hoekom ek sê, emosies kan so vinnig dinge veroorsaak, dat mense kwaad is vir mekaar, en dan is dit maar eintlik die sondigheid in jou, wat oorgeneem het, en dis nie as jy as mens nie. En is dit maklik vir mense om te gaan jammer sê? Nee, dit is nie maklik nie. Jy voel vernederd, jy voel jy's die verkeerde een. En dis nie altyd te sê jy's die verkeerde een nie, maar dit wys net, jy is die nederige een, dit wys jy is die beter een. So my boetie en sissa, ek wil vandag vir jou sê, dat wanneer jy voel, nou wil jou emosies oorneem, lê dit voor God neer, bring dit na God toe, en ek kan nou vir jou sê, die Heilige Gees gaan vir jou daai rustigheid gee, die rustigheid wat jy nie gedink het, kan oor jou kom in so 'n situasie nie. Kom ek bid vir ons. Vader, ek wil bid vir elke boetie en sissa, en sluit dit myself, waar ons baie keer so opgewerk raak, so vinnig kwaad word, Here, vir dinge wat eintlik onnodig is. Veral waar ons onsself wys maak oor dinge wat nog nie eens gebeur het nie. Vader, ek bid, maak ons rustig, maak ons harte rustig, maak ons emosies rustig, ons gevoelens, asseblief, liewe Vader. En ek bid
vir 'n geseënde naweek vir elke Boeta en Sissa van my. Asseblief, liewe Here, in die kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen. My Boeta en Sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself, geniet julle naweek. En natuurlik as dit die Here se wil is, bedien ek maandag weer verder oor ons reeks. Ek glo julle geniet hierdie reeks net soveel soos ek. Dis 'n baie lekker reeks. Dit is net, die Here breek vir my soveel dinge oop, oor dinge wat 'n vyand in jou lewe is, wat 'n mens nie eens verstaan het nie, of wat jy nie eens geweet het nie. Mooi dag vir julle, totsiens almal.